Goeiemôre. Gebed 9 en God se belofte vir vandag. Ek is daarvan bevry om deur wetsonderhouding te probeer om gered te word, want ek weet dit is onmoontlik. Ons hoor in Galasiërs 5 vers 1 tot 5 dat Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moenie julle weer onder 'n slawejuk laat indwing nie. Julle wat van julle sonde vrygespreek wil word deur die wette onderhou. Julle het julle band met Christus verbreek. Julle die genade van God verbeur. Wat ons betref, deur die werking van die Gees, is dit ons hoop en ons verwagting dat ons deur te glo vrygespreek sal word. Kom ons bid. Onse Vader, dankie dat U ons vrygemaak het in Christus. Help my om vas te staan in daardie vryheid en nie terug te keer na 'n ou wee en my ou lewe nie, Vader. Ek vertrou op U. Ek vertrou op U genade en absoluut nie op my eie pogings of my eie reëls vir 'n afdwaal lewe om myself van U te distansieer nie. Bewaar my van dit, Here. Ek vertrou op U verlossing. Lei my om in geloof deur U Heilige Gees te vertrou en te glo en gretig te wag vir die geregtigheid wat U beloof het. Amen. Ek wil net by sê daarso dat om 'n nuwe skepping in Christus te wees, beteken dat jy 'n nuwe begin is, 'n nuwe jy. In 2 Korintiërs 5 vers 17 staan daar mos geskrywe, het ons laas keer gelees. Daarom, as iemand in Christus is, het die nuwe skepping gekom. Die ou is verby, die nuwe is hier. En dit beteken, al die ou dinge, die vorige sondes, jou foute, is weg. Jy is nuut gemaak, met 'n vars begin. Jy is 'n kind van God, met 'n nuwe identiteit as jy Jesus aangeneem het. Jy word nie net verbeter nie, jy word herskep. Jou gees, jou hart en lewe word getransformeer. Seën, vrede en genade vir jou geliefde kind van God onse Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees, wat die woord van God in jou hart wil vasanker. Amen.